Ons is die Here dankbaar dat ons nog 'n geleentheid het om uit die woord te mag lees en om te kan hoor wat hy ons wil leer. Maar voordat ons gaan lees, wil ek daarom net van die geleentheid gebruik maak en vir u sê baie dankie vir die voorbidding vir hierdie reeks dienste. Baie dankie vir u moeite wat u gedoen het om hier te wees. Ons wil die hoop en die vertroue uitspreek dat die ewigheid eendag sal getuig van die werk wat die Here in ons lewens hier gedoen het. Baie dankie vir al u moeite. Nou ek weet, u ken ons nou al baie goed en jy weet, ek wil dit nou nie, die woord sê nou, jou sonde het jou uitgevind. Nou ek bedoel nou nie dat ek sonde gedoen het en as ek uitgevang nie. Maar ek meen, julle ken ons nou so goed. Julle weet nou, ek is getroud met 'n baie mooi vrou. Julle weet ek is oud en op pensioen. En nou weet julle ook, eintlik Japie alleen, wat is my stapelvoedsel? Want ek stop nou hier by Checkers net gou om 'n ou broodjie te koop. En nou, ek bedoel nie om nou te eet nie, maar om by die huis te gaan eet. En hier kom hy op my af, ek skrik my aan 'n ander bloedgroep. Toe hy agter my sê, waar loop julle rond? Maar baie dankie. Jy sien, ek weet nou, hier's ander ook van u wat regtig moet jaag om by die huis te kom en dan hier uit te kom. Baie dankie. Weereens, ek weet u doen dit nie vir my nie. Ek weet u doen dit vir die Here en wat so wonderlik is, niks gaan by hom ongesiens verby nie. Alles, alle moeite, alles. Hy sien alles en hy sal beloon op die regte tyd. Nou ek het hier voor gesit, dis nou vir my altyd aangenaam, en dan word ek bietjie stil, en 'n mens dink so, jy praat met die Here, toe hoor ek daar word nou bespiegel waar ons vanaand lees, en is dit nou in Johannes 15, of is dit nou in Johannes 14, en toe sit en wonder ek nou, nou gaan ek almal spyt uit Openbaring lees. Kom ons maak die Bybel oop by Johannes 14. Johannes 14. Terwyl die Bybel so voor ons is, oop is, kom ons sit net so, dan maak ons oë toe, en ons buig ons harte, en dan gee ons hierdie geleentheid ook net in gebed aan die Here af. Hemelvader, baie dankie vir u liefde, wat u vir ons het. As ons maar net fyn gevoelig rondom ons kyk, en hand in boesem steek, Here, dan sal ons ervaar en erken dat u is vir ons baie goed. Baie dankie omdat u ons deur hierdie week gedra het. Dankie vir u woord wat ons die voorreg gehad het om na te kon luister. Here, om daaroor te dink, daaroor te bid, besluite, keuses te maak. En dankie, hier het ons nou aan die einde van hierdie reeksie vir ootmoedigingsdienste gekom. En Here, ons weet, ons moet ons laag voor u buig. Ons bely, Here, wat u kinders in die skrif bely. Ons kan sonder u niks doen nie. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. En dankie dat ons kan vra dat u by hierdie laaste geleentheid met ons sal kom praat, vir ons insig sal kom gee. Dit stil in ons harte sal maak. En dankie, liewe Here, omdat ons weet, die woord stel u aan ons bekend as die een wat begeerig is om met ons in gemeenskap te verkeer. Wat begeerig is om sy woord met ons te deel. Wat begeerig is om ons te bekragtig, in staat te stel om aan die woord te gehoorsaam. Seën vir ons asseblief ook vanaand, vir hierdie rukkie wat ons rondom u voete gaan vergader. Heilige Gees, bekragtig asseblief spreker sowel as hoorder, dat u vanaand niks gesê of gedink sal word, wat nie sal dien tot eer van u wonderlike naam nie. Ook as ons nou uit die woord uit lees, maak dit stil in ons harte,
dat ons reeds met die lees van u woord sal verneem wat u vir elkeen van ons individueel wil sê. Amen. Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het my Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo my terwille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Ek lees net tot daar weer, vanaand vir ons uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster, liewe vriende, ons kom vanaand by die laaste gedagte rondom die geheim van 'n volkome lewe. Die geheim van 'n oorvloedige lewe. En in die daande of in die dienste wat verby is, het ons stilgestaan die Sondagoggend by vrug. Ons het dit geleer en ons het gesien in Johannes 15 vers 8, is dit baie duidelik dat om vrug te kan dra, moet ons in Jesus bly. Ons moet in hom bly. Om in hom te kan bly, moet ons hom gehoorsaam. Om hom in gehoorsaamheid en die gehoorsaamheid bewerk liefde in ons hart, het ons gesien in Johannes 14 vers 15. En dan kom ons nou vanaand wat by die volgende is, wat is die geheim van liefde? Wat is die geheim
van liefde. Nou ons het gisterand so 'n bietjie dit ontleed, die hele gedagte van liefde, maar vanaand sien ons die geheim van liefde is kennis. Kennis en ervaring. Kennis en ervaring. Ag, hoeveel keer het ons in hierdie dienste vir u gesê, dat die woord van die Here is vir ons gestuur, dat ons kan leer, dat ons kan hoor, dat ons kan doen. En as ons dit doen, sal ons ervaar en beleef wat God se wil en begeerte vir ons is. Liewe broer en suster, liewe kind van die Here, hy wil ons gebruik, waar ons in die week elke dag beweeg, waar dit ook al mag wees, is nie toevallig dat u daar is nie. Hy het u daar gesaai. Hier in die gemeenskap waar u woon, is nie toevallig nie. Hy het u hier gesaai, met een doel. En dit is om deur hom gebruik te word. En daarom het hy sy woord van ons nagelaat, en daarom het ons geleenthede, soos hierdie wat nou verby is, hierdie paar aande, om te kan leer, Here, hoe kan ek meer en meer gelykvormig word aan u beeld, sodat ek vir u diensbaar kan wees. Primêr vir u. Hoe meer ons van Jesus leer, hoe meer ons van hom leer, hoe meer sal ons hom lief hê. Hoe meer ons van hom leer, hoe meer sal ons waardeer die duur prys wat hy vir ons betaal het. In 1 Johannes 3 vers 16 lees ons, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Nou dit beteken nie dat ons ook gekruisig moet word nie, maar dit beteken dat ons moeite sal doen om ons broers of die mense of die gemeenskap, ons familie, hoe dit ook al sê, waar ons mag beweeg, waar daar mense is wat hom nog nie ken nie, dat ons lewens sal aflê vir hulle, dat ons hulle sal vertel van die liefde van Christus, dit wat hy gedoen het, en dat hulle die kennis sal opdoen, en dat hulle onder die oortuiging van die Heilige Gees dan 'n besluit sal neem, om hulle vertroue in hom te plaas, vir hulle saligheid. Hieraan het ons die liefde leer ken. 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Liewe kind van die Here, dit is God se liefde, deur die werking van die Heilige Gees wat ons oortuig, wat ons leer, wat ons beweeg, wat ons dring om te doen, gehoorsaam aan die woord. Deur God te ken, sal ons hom lief hê. En ek wil weer vir u sê, hierdie lief hê is baie maklik, die woord sê, hy praat daarvan, het is baie maklik om met die lippe te sê, ek is lief, ek het hom lief, maar sodra hy iets van my vra, is ek nie gewillig nie. Daarom, deur hom te ken, sal ek ervaar my liefde vir hom. Deur God lief te hê, sal ek ervaar, ek gehoorsaam sy woord. Deur God te gehoorsaam, sal ek ervaar, ek bly in hom. Is hy wat my leer, dis hy wat my in staat stel, en dis hy wat in my werk vrug. Deur in hom te bly, sal ons ervaar vrug dra. Deur vrug te dra, sal ons ervaar blydskap van volkomenheid. Die woord van die Here sê vir ons, maar hy wat diep, Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, hoor mooi,
gelukkig wees in wat hy doen. Ek wil vanaand vir u sê, daar is nie, en ons het dit in die aande wat verby is, hanteer, daar is nie 'n groter blydskap wat 'n kind van die Here kan ervaar, as hy met 'n siel deel, met 'n siel praat, en hierdie siel kies Jesus. Daar is nie 'n groter blydskap om iemand te help, om sy of haar vertroue in Jesus te stel, en die wonderlike versekering te kan ervaar, my gees sal in jou kom woon, en hy sal saam met jou gees getuig, dat jy my kind is. Ek wil vir u sê, daar is nie 'n groter blydskap wat 'n kind van die Here kan ervaar, as hy 'n persoon help, en hy ervaar daai persoon se lewe, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. U weet, ons het ondervinding, dan kom jy by mense wat jy gehelp het, en dan getuig hulle, dan sê hulle, weet jy Dominee, dat die volgende oggend het ek opgestaan, en toe voel ek maar, alles is nog dieselfde. Maar dit is so wonderlik, as ek loop en ek dink aan die besluit wat ek geneem het, en ek kyk na die traktaatjies wat jy my gegee het, of die versies wat jy my gegee het, en ek besef, maar dit is 'n werklikheid. Die ou dinge het verbygegaan. Ek wil vanaand vir u sê, daai aand in 79, toe ek in Oshigambo my hart vir die Here oopgestel het, en niemand het my bearbei nie. Die vraag het net by my opgekom, waar gaan jy heen as jy doodgaan? En ek het nog nooit daaraan gedink nie. En daai aand toe dit by my opkom, toe kon ek nie alleen nie, ek in die tent meer wees nie, en ek is uit, en ek het my hart gaan oopmaak voor die Here. En ek wil vanaand, en ek het vir u al gesê, toe ek so 20 minute later uit daai landpyn vaste voertuig uitklim, het ek geweet, iets het met my gebeur. 'n Mens wat sy keuse in Christus Jesus stel, sal weet, iets het gebeur. En natuurlijk loop die vyand rond, hy loop rond, en hy wil die werke van die Here kom afmaak, hy wil dit kom tot niet maak, hy wil dit niks seggend maak, maar daarom het ons die woord van die Here, wat in ons werk, en wat die geloof versterk, sodat ons kan lewe, 'n blyskap, 'n gelukkige, en 'n vrugbare lewe. God werk in ons, om te kan werk. Die sleutel om God te ken, is deur kommunikasie. Kommunikasie. En hierdie kommunikasie kry ons deur sy woord. Deur sy woord praat hy met ons. Ek wil vir u sê, ons praat baie van geloof. Geloof, en ek het dit al ook vir u gesê, geloof is nie iets wat ek kan sê, ek glo, en nou dink ek behaag God nie. Geloof word gewerk deur die hoor van die woord van God, en dit beweeg my om vas te hou aan die Here, om aan hom gehoorsaam te wees. Geloof word gebou deur die woord wat ons lees. Deur sy woord praat hy met my, en deur sy woord doen ek kennis op, van wat hy van my verlang, van wat goed is in my lewe vir hom, of selfs, negatief, wat hom nie behaag nie. Ons is nie volmaak nie, en daarom mag daar dinge in my lewe wees, soos die Here besig is in die proses van heiligmaking, mag daar dinge in my lewe wees, wat nou vir hom nie behaaglik is nie, en hy wys my, en ek sê, Here, ek bely, en ek laat staan. Deur sy woord doen ek kennis op, deur sy woord praat hy met my, En dan het ons 'n paar keer dit gelees, die wonderlike voorreg van gebed, Deur gebed praat ek met God. En u weet, gebed is die naalstring wat my en God verbind. Sonder gebed, daar's groot krag in gebed. En ek wil nou vir u, ek wil 'n illustrasie met u deel, of iets waarheids, wat ek eendag aangesit en dink het. Die Bybel sê vir ons soveel kere bid.
Baie kinders van die Here het nie omdat hulle nie bid nie, dit sê die Bybel ook. En ons weet ons moet bid. Ons weet dit is 'n krag in die hand wat God ons gegee het. Nou hoekom sukkel ons so met gebed? Dit moet net vir ons sê dat die vlees en die duiwel weet iets van gebed wat ek en u as kind van die Here nie altyd besef nie. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om ons vlees te inspireer, om ons te weerhou om te bid. Ons moet volhard in gebed, want deur gebed dra ek my kennis, deur gebed dra ek my behoefte aan hom oor. My inligting wat ek graag onder sy aandag wil bring. Deur gebed praat ek met God. En deur ervaring met God sit ek hierdie kennis wat ek opdoen om in ervaring in my lewe. En dit is hoekom dit moontlik is dat 'n kind van die Here voortdurend elke dag kan ervaar 'n nuwe vars ervaring met die Here. Want hy wil ons elke dag vernuwe. Johannes 15 vers 22 het ons gelees: As ek nie gekom en met julle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Dis hoe die Here met ons praat. As daar dinge in ons lewens is wat hom nie behaag nie, dan wys hy vir ons dit. En hy deel dit met ons. Deur ervaring met God sit ons kennis om. Kennis wat ons opdoen. Ons luister na die woord, ons neem die woord aan en ons sit dit om in ervaring. Dit gaan oor kennis. Psalm 116 vers 1 en 2 of van vers 1 tot en met 2. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig. Daarom sal ek hom in my dae aanroep. Daarom kan ons die Here lief hê, want hy hoor ons gebede. U weet sy attribute is hoorder van gebed. Hy wil ons gebede verhoor. Ek het lief, want die Here hoor my stem. Jeremia 9 vers 23 tot 24. So sê die Here: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Dit is die woord van die Here. In Johannes 15 vers 11 het ons gelees in die dienste wat verby is, dit het ek vir julle gesê. Dit waarmee ons besig is vanaand, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Kennis en ervaring. Toe die Here met Noag gepraat het, lees ons in Genesis 6 vers 22, en Noag het gedoen, hoor mooi, net soos God hom beveel het. So het hy gedoen. Kennis en ervaring. As die Here praat, as die Here van my leer, as die Here my oortuig, dan moet ek nie met hom die rede kabel nie. As die Here sy vinger op iets druk in my lewe, dan moet ek gehoorsaam. As hy my kennis gee, moet ek gehoorsaam. Dieselfde lees ons van Moses
In Eksodus 40 vers 16, Moses het gedoen net soos die Here hom beveel het. So het hy gedoen. So liewe kind van die Here, kom ons wees na afloop van hierdie dienste. As ons in ons binnekamers gaan, as ons opkom hier om by die huis van die Here by mekaar te kom, as ons lees, as ons in ons stilte tye met die Here praat, en hy gee my kennis, dat ek sal vra, Here, help vir my, dat ek sal doen, soos u beveel het, dat ek aan u woord gehoorsaam sal wees. U weet, hoe meer en hoe ywer ek is, as kind van die Here, hoe meer leer hy my. Hoe meer leer hy my. Hoe ywer ek is, hoe vaster word my vertroue in hom. Daarom wil ek weer vir u sê, u waarsku, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil nie hê. Die woord sê, hy soek om te verwoes en te verslind en te vernietig. Hy wil nie hê, 'n kind van die Here moet dit doen nie, moet gehoorsaam aan die woord van die Here nie. Hoor wat skryf die psalmdigter in Psalm 119 vers 1 tot en met vers 5. Welgeluksalig, 3 maal gelukkig, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, en hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou. Daarom as ons die Here vertrou en ons hou aan hom vas, dan sal ons ervaar hoe dat hy ons versterk en hoe dat ons meer en meer geestelik gelykvormig word aan sy beeld, Esegiel sê in Esegiel 36 vers 27, en ek sal my gees in jou binneste gee, 'n profetiese woord. Hier in ons skrifgedeelte het ons gelees, Jesus het gesê, ek sal julle 'n trooster gee, die Heilige Gees. Hy sal in julle kom woon. Hy sal julle kom bekragtig. Nou skryf Esegiel profeties van dit wat gaan gebeur. En ek sal my gees in jou binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ons het mos al gelees in Jakobus ook, dat as ek 'n dader word van die woord, sal ek gelukkig wees in wat ek doen. My liewe kind van die Here, die laaste gedeelte wat ek by hierdie reeksie aan u wil voorhou, met die hoop dat dit u sal beweeg, is 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus dring my. Laat ons dit ook beleef. Laat ons teenoor mekaar daarvan getuig. Laat ons hom toelaat om dit so in my te werk, sodat ek kan getuig soos die psalmdigter en soos anders kinders van die Here in die skrif, dat ek word meer en meer gelykvormig aan hom. Ek wil net graag weer vir u hierdie woorde lees. Spreuke 11 vers 30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Ek wil vir u sê, dis die kardinale manier hoe ons vir die Here, die liefde van die Here, kan beantwoord. En dit is om met siele te praat, sodat hulle kan ervaar die liefde van die Here Jesus. Die duurprys wat hy betaal het, en daarom kan hy vertrou word met my
lewe. En dit is die einde. Dit is die woord van die Here by hierdie reeksie dienste. En my gebed is nou, dat u die woord sal gaan bedink, daar in die binnekamer neem, nie haastig wees nie, neem die woord na jou binnekamer toe en vra vir die Here, Here gee my insig, openbaar net opnuut weer die kernwaarheid van die woord aan my, sodat ek kennis kan opdoen en dit kan doen. Die geheim, die juiste metode om iets deelagtig te word, is vrug dra, bly in God, gehoorsaam wees in liefde, kennis opdoen en ervaring. Dit is die wil van die Here. Bly in my, dan sal julle vrug dra, soos hy wil hê, ons moet vrug dra. Efesiërs 3 vers 19, ek wil dit net lees, ek het hom oorgeslaan, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Dis sy woord, wat hy sê, nie my woord, dis sy woord. En nou is dit my en u verantwoordelikheid. Wat gaan ons doen met die woord, waarna ons die voorreg gehad het, om te kom luister, in die aande wat verby is. Die Here is opgewonde, om ons te bekragtig. Hy is opgewonde om sy wil aan ons te kom bewerk, in ons harte te kom laat werk, sodat ons kan ervaar. Hy is die waarmaker van sy woord. Amen. Kom ons buig ons hoofde, ons maak ons oor toe en gaan ons diens afsluit. Liewe Here, baie, baie dankie vir die weg waarlangs u ons gebring het. Baie dankie vir u woord, waaruit ons kon lees in hierdie aande, hierdie dienste, geleenthede wat verby is. En Here, ek wil die hoop en die begeerte uitspreek, dat elkeen van ons wat na u woord geluister het, u die geleentheid sal gee, om ons te leer, om ons te help om gehoorsaam te wees, sodat ons kan ervaar 'n lewe van vrugbaarheid, 'n lewe van volkomenheid, 'n lewe van geluk. Wees asseblief die naprediker. Here, seën u woord en bewaar ook vir ons, waar ons nog mag beweeg, terwyl ons nog tyd en geleentheid het, om vir u diensbaar te kan wees. Help vir ons, Here, dat ons sal getuig en mense sal vertel van u liefde. Amen. Ons gaan ons diens en geleentheid, ons diens afsluit, en dan sing ons hierdie woord, die lied soos hy verskyn, staande saam asseblief. Oh
genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.